silverskoon beteken nie noodwendig ons is salig nie. Ons skrifdeel kom uit 1 Korintiërs 13 uit, so ek wil net gou vir julle 'n gedeelte daarvan lees wat sê, 1 Korintiërs 13, die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawes van profesie en ek ken al die geheimenisse en besit al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarmee te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. So maklik kom ons as mens en ons maak onwetend van iets in ons lewens se afgod. Partykeer sit ons huis, ek is skuldig aan my huis. As hy sy skoene by die deur uittrek, kan ek flip en hy skoene rondgooi, laat dit deur trek. Okay? Dan oor ek as mens maak partykeer van my huis se afgod. Dalk jou kar. Iemand trap 'n klippie in, kom by die huis, skraai mat uit met mening, julle verstaan nie. Suig daai kar uit, veer die venstertjies af, want my kar moet skoon wees. Dalk jou bike, hieraan is my man skuldig en ek weet hy gaan my steenig. Hy gaan op 'n lekker trippie, saam met die manne, kom by die huis, hy sit daai meelmasjien op sy stands, okay? Hy word gewas, gespit, gepolish, en hy moan oor elke stone chip op daai boesa se fairings. Wat help dit? Dit baat ons tog in elk geval niks nie. Ons wys baie maklik 'n vinger na iemand anders en sê, jy weet, daai ou maak verkeerd, want dis nie my way of jou way nie, maar wie dink ons regtig is ons? Kom ons kyk gou as ons na 1 Korintiërs 13 kyk in ons way. Okay? Ek woon in 'n silverskoon huis waar hy se skoene nie oral rond lê nie. Maar daar's nie liefde nie. Wat is ek? Ek is niks anders as hulle almal se huishoudster nie. My kar lyk soos 'n nuwe kar. Daar's nie 'n klippie ingetrap van Ryan se atletiek of Ryan se hokkie nie. Ja, hy het nie al my vensters vol vetterige handjies gevat nie. Wat is ek? Ek is nie hulle ouma nie, want ek is nie lief vir hulle nie, ek is net hulle sjoufer. Daai bike. Ek polish daai sprayjob, julle verstaan nie, heeldag. Na elke trippie moan ek oor die nuwe chips. Wat help dit my? Waar is my sielsaligheid wat ek nou net saam met my mede-Christen boeties en sissies op die trippie gehad het? In ons harte swets ons so maklik as ons van iets 'n afgod maak. Jou huis, jou kar, jou bike. Daar's nie liefde nie. So wat beteken al daai goed dan vir ons? Absoluut niks. Nou vra julle seker vir julleself daar, okay, nam, wat is opregte liefde? Opregte liefde kyk oor die staf, die skoene, die staf wat net oral rond lê en ek dink aan die helder laggies as ek vir raai en hulle so in die huis hoor. Hoor julle nie ook helder laggies in julle huis as julle oor die deurmekaar spul kyk nie? Dan hoor julle tog die kinders is gelukkig of partykeer my man ook en lag hy raai baie hard en dan het ek nie gemou oor die skoene nie. Wat en nie hoe? Liefde glimlag geduldig oor die klippies in my kar en die vuil vingertjies op my venster. Want voor ek weer sien is daai tweeetjies groot en moet hulle die liefde wat hulle by my moes leer vir ander mense uitdra. En as ek ongeduldig was en nie die kind opgetel het voordat ek al die vuile goed wou opgetel het of die koeldrank wou droog maak wat gemors het of daai snaakse goetertjies nie. Hoe gaan daai kinders ooit leer om opreg lief te wees vir iemand anders? Liefde leer hulle die regte dinge.
Liefde korrigeer hulle as hulle foute maak. Ek het nou vir my seentjie gesê, ek sê nie by die kerk nie, want jy het bietjie oortree. Liefde is altyd betrokke. Jou kinders moet vir jou so lief wees, of die mense om jou moet weet jy's vir hulle so lief, dat maak nie saak wat gebeur het nie, hulle moet jou kan bel en vir jou kan sê, luister, ek het so pas 'n ou se venster uitgeslaan en joh, voordat ek my al in die tronk sit, moet jy vir my R1.800 kom betaal. Dan moet jy met jou kaart gaan swipe tot hy een of ander tyd jou kan terugbetaal. Maar dis liefde, jy's betrokke, jy deel in special moments, jy tigtig hulle, want Spreuke sê ons moet hulle tigtig, né? Tigtig diegene wat ons lief het. Liefde, humble jouself. Jy moet, ek weet nie eens wat is die Afrikaanse woord vir humbleness nie, mense, ek is baie stupid as ek iets van Ag, okay, daai nederigheid. Dankie hoor, wat sal ek maak sonder jou hiervoor? Liefde moet jou nederig maak. Ek moet bereid wees om saam met die baba daar op die grond te gaan kruip. Saam met my kleuter rond te hardloop. Saam met daai kind te speel terwyl hy nog wil speel. Ons moet die pad oopmaak vir jong volwassenes wanneer hulle volwassenheid moet betree. Foute en al, dit sê nie ons moet net hulle foute doodvee nie. Ons moet hulle nog steeds korrigeer, want dit is wat liefde is. Liefde is om saam met die druggie of die dronkie daar op die pavement te gaan sit en vir hom te sê, luister Koos, ek was ook al waar jy nou is, maar kom ons praat hieroor. Liefde is om vir daai ou sy koppie koffie te gee, of môreoggend as die wingerkoor so bietjie erg is, 'n grandpa aan te gee. Dis nou jammer dat Leen is nie, want sy het altyd 'n grandpa. Dit is liefde. Liefde is om te gee en te gee en te gee. My oupa was 'n 6 voet enige tree, gentle Duitse giant gewees, en een van die en hy het die wysheid gehad om saam met daai massive size van hom te gegaan het. En een ding wat hy altyd vir ons gesê het, ons kinders was al hierdie staf wat ons hier op aarde met mekaar maak, gaan jy nooit in der ewigheid saam met jou die hiernamaals inneem nie. Want dis only borrowed stuff, goed wat hier bly, goed wat vir jou niks beteken nie. En soos die tyd aangestap het en my kinders groot geword het en my kleintjie kids begin skool toe gaan het en al daai goed het ek met 'n bang besef 2 jaar terug. Dit is alles geleen tot ons kinders. Niks hier hou vir altyd nie. Alles wat ons het, van ons goedjies, ons afgoedjies, tot ons kinders, is borrowed stuff uit die hand van die Here, omdat hy vir ons lief is. Die feit dat ons God se liefde kan ken, en daarmee kan vorentoe gaan in die lewe, beteken nie, alles gaan net perfek wees of altyd reg gaan nie. Ek het altyd so gedink, vandag is my kind se naam daar op 'n bord. En ek was lief vir hulle, ek is nog steeds lief vir hulle. JC het al die liefde in die wêreld gehad. Hy het baie daar vir my gesê, luister, jy maak van hom 'n afgoetjie. JC was vir 10 jaar op die druktrein gewees. Maar ek het hom nog steeds lief gehad, foute en al. En vandag is ek trots op hom. Want vandag lei hy kinders wat op dieselfde pad is as wat hy was, terug. En hy doen micromanagement en hy het eergister vir my in die kar gesê, mamma, dit gaan net oor liefde. Ek het nooit verstaan nie, maar dit gaan net altyd oor liefde. Ons gaan nie altyd regop loop nie. Om in liefde saam met die Here te lewe is om soos groot te word. 'n Baba val om, al sit hy. 'n Kleuter struikel oor sy eie voete. Kinders se voete raak baie keer heeltemal te stadig vir hulle koppe. En dan val hulle flat op hulle gesigte. Jong volwassenes skroef op. My kind dink hy's 'n ou volwassene, hy's 31 en hy's definitief nie 'n ou volwassene nie, want hy het vanaand alweer opgeskroef. Dit gebeur. Dit gebeur ook in my en jou geloofslewe. Vandag dink ons loop hierdie pad, ons is okay.
Maar ons wat dink ons is okay, is eintlik die ou met die grootste probleem. Want dis ons wat nie altyd regtig okay is. Ons val. Ons is niemand bulletproof nie, ons is niemand foolproof nie, ons is niemand opskrifproof nie, ons is mense. Waar staan ek en jy vanaand? Judge ons vreeslik vinnig omdat ons okay is. Dit is maklik om 'n vinger te wys en te sê, Robert, jy ry daai 750 van jou heeltemal te vinnig, maar intussen tyd ry hy in sy Bossa 300. En dan mou ek met Robert, hy kan eers by 300 uitkom nie. Wie dink ek is ek? Ons almal skroef een of ander tyd in die lewe iets of iemand op. Of dit iets is in ons lewe en of dit 'n ander ou se siel is. Dit is baie makliker om iemand se siel op te voeter as om iets in die lewe op te voeter soos 'n Bossa of 'n 750 of Jaco se BMW. Daai goed kan ons alles regmaak, maar as ek iemand se siel skade aangedoen het, hoeveel jaar gaan dit vat voordat daai siel gesond word? Maak ek en jy nie foute nie? Ek praat vanaand met myself, want ek maak ook foute. Dit is maklik om 'n vinger te wys en te sê, ek sou dit nie so gedoen het nie, maar ek staan nie in jou skoene nie, en jy staan nie in myne nie. Elke mens wat op ons lewenspad kom, is eintlik volmaak. Ons is net te groot in onsself om dit agter te kom. Want die woord van die Here leer vir ons, dat elke persoon wat oor ons pad kom, na God se beeld gemaak is. So, wie is ons om te dink, daai ou is nie alright nie, net ek is. Hy is in dieselfde beeld gemaak as ek, en jy. God maak nie foute nie. Ons as mens doen. Ek doen. Hierdie is nie om 'n vinger vir enigiemand te wys nie. Hierdie is net om te sê, listen, luister Naomi, friendly reminder, 'n siel is priceless. En die woord van God sê, 'n hart is meer werd as enigiets anders, want dis waarna die Here soek, is ons harte. Geniet jou huis. Geniet jou bike, jou kar, jou klub, jou ministry. Dis joune, enjoy dit. Maar keep in mind, 'n tuiste gaan oor wie daarin woon. Wie woon in my en jou sielstuistes? Dink daaroor. 1 Korintiërs 13 vers 1 sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal of 'n galmende simbaal geword. Dis 'n geraas in die Here se ore. Die boodskap sê iets van, dit klink vir die Here soos iemand wat op yster kap. Het ek nou die aand raak gelees. As ek dink, as Flippie hulle staal en goed werk en hulle klein, so ek wat ADHD is, raak so vinnig gefrustreerd met dit ek wil weghardloop. So geraas in die Here se ore kan nie lekker wees nie. Wat wil ons wees? 'n geraas in die Here se ore? Of iemand wat werk wat hy wil hê ons moet doen? Ek en jy moet onthou, ons is ook veronderstel om 'n tuiste te wees. Die tuiste van die Heilige Gees. En wil die Heilige Gees regtig geraas hê die hele dag? Ek dink elkeen van ons wat hier sit, kan uit ondervinding uit sê dat tyd in 'n oogwind verbyvlieg. Hoekom mors ons dan kosbare tyd om toe te laat dat uiterlike wêreldse goedertjies tussen ons en God staan? Negatiewe dinge soos swartgalligheid, stres, haat, judgment,
al daai nitty-gritty goedjies, is nie goed waarmee die Here ons in die wêreld in laat kom het nie. Dis alles uiterlike, unnatural phenomenons wat ons denke toelaat vir ons om te glo. En ongelukkig kan niemand of niks dit vir ons verander as ons nie die Here toelaat om ons denkwyse daaromtrent te verander nie. Jare terug het hulle vir my gesê, ek is 'n groot depressieleier, en 3 jaar terug het hulle vir Hein gesê, ek het 6 weke oor om te lewe en dan begrawe hy my. As ek my brein toegelaat het om daai negativiteit te glo, het julle my al 3 jaar terug begrawe. 5 jaar terug het hulle vir my gesê, ek gaan nooit weer sien nie. Ek was te bang om te gaan vir die operasies. Dit het Wak en Adriana gekos om my te oortuig om te gaan vir die operasies. Jou brein en jou denke is baie sterk. So as jy glo iets is so, dan is dit ongelukkig so. As jy glo jy is siek, dan gaan jy siek wees. As jy glo jy gaan doodgaan, gaan jy doodgaan. As jy glo jy kan nie vir die Here werk nie, kan jy nie vir die Here werk. As jy glo jy kan nie 'n ander persoon lief hê nie, gaan jy niemand anders behalwe jouself kan lief hê nie. En as jy nie ander mense kan lief hê nie, kan jy nie die Here lief hê nie. Nou soos ek vroeër gesê het, kom ons gaan sit op daai pavement, saam met daai dronk ouetjie of daai gerookte ouetjie, en hoor wat is sy probleem. Mense word nie gebore om so te wees nie. Ek het nydag vir iemand gesê, toe hulle vir my vra, hoekom dink jy, raak mense verslaaf van goed? Hulle deel nie met hulle issues nie, en daai verslawing nam vir 'n oomblik daai gevoel, dan voel hy beter vir 10 minute of 'n halfuur of 2 dae, hang af hoe lank hy hoog bly of dronk bly. Maar as hy nugter word, sy probleem terug. Deel met jou issues. Jy hoef dit nie met iemand anders te deel nie, deel saam met die Here met jou issues. Begin by jou eie vergifnis. Baba steps. Niemand van ons is hoogheilig gebore nie. Ons kruip, dan staan ons op, dan val ons om, dan staan ons maar weer op, ons gaan maar weer aan, ons val maar weer om. Alles is klein treetjies. Niemand, behalwe Jesus Christus, is vlekloos gebore nie. Ons het almal in sonde in die wêreld ingekom. En ons kan nie uit hierdie wêreld uitgaan gered sonder Jesus Christus en God se liefde nie. Net God het vir Jesus die toestemming gegee om ons te oordeel die dag met sy wederkoms. Ek en jy het nie die reg om iemand anders te oordeel nie. Ons het wel die reg om hom reg te help of haar reg te help as ons regtig vir mekaar lief is. Maar oordeel kom ons nie toe nie. Ons is te maklik om te sê daai ou doen iets verkeerd of Wak drink te veel, ek kan nie saam met hom in gebed ingaan nie. Hoekom drink Wak te veel? Ek my sê, sorry Wak, jy sit hier voor my, ek moet op jou pik. Daar moet 'n rede wees, hoekom drink hy? Doen ons die moeite om uit te vind, hoekom is 'n ander ou op 'n slegte plek? Nee, ons doen nie. Want ons eie lewens gaan te vinnig verby. Ons moet in gedagte hou dat Jesus Christus vir ons gesterf het, sodat ons deur die liefde van God, wat ons nie verdien nie, eendag saam met Jesus Christus aan die feesmaal van die Lam kan deel. Ons as Christene het een job, en net een job hier op aarde, en dit is om lief te hê. Our job is to love, and through love we can make a friend. Then we can be a friend. And through being a friend, we can introduce this new friend to Jesus Christ. Ons moet onthou, heiligmaking is 'n daaglikse proses. Dit het absoluut niks met ons aardse goede te doen nie. Nie 'n huis of 'n bike of whatever kan ons ooit in die hemel kry nie. Daai huis en daai bike en daai kar
kan maar silwerskoon wees. Dit garandeer niemand 'n hemelse tuiste nie. Al is ons hoe skoon, is ons nie noodwendig salig nie. Jesus is die only way, en God se liefde is ons ander way, wat vir ons die personal relationship met Jesus Christus garandeer. Nou het ek so effe my plekkie verloor, geen net kans. God is van die begin af liefde gewees. En as ons nie 'n personal relationship met Jesus Christus het nie, dan kan ons nooit, regardless wat se huis, wat se kar of wat se bike ons ry, kan ons nooit ons most important trippie in die lewe nakom nie. So nou sit julle seker en wonder, wat is nou eintlik my boodskap vir julle? My boodskap vir julle is, love, love and some more love. Maak nie saak hoeveel foute die mense om ons maak nie, maak nie saak hoeveel keer ons van vooraf moet lief hê nie, maak nie saak whatever gebeur nie. As ons nie vir mense kan lief wees nie, kan God ons nie lief hê nie. Want in 1 Korintiërs 13 sê die Here vir ons, van al hierdie ander dinge wat in die woord voorkom, is ons hart en liefde die belangrikste. Want sonder liefde is al hierdie ander goed niks. En Jesus Christus het vir ons kom sterf, ons het dit verlede naweek gevier. Die opstanding, die kruisiging, al daai goedjies. En hoekom het Jesus dit gedoen? Omdat God vir ons oneindig lief was, of is. 'n liefde wat ons nooit kan verdien nie. 'n liefde wat ons nie toekom nie, ons kan dit net kry as gevolg van mercy en grace. In Afrikaans is dit net een woord, genade. In Engels is daar 2. En mercy en grace is al wat ons ooit God se liefde kan laat verdien, want sonder dit kan ons nie in die hemel kom nie, en soos Deidre vanoggend gesê het, dis wat ons almal moet uitlewe. Ons moet God se liefde, wat ons nie verdien nie, uitlewe. En ons moet daai mense wat ons kan nader met daai liefde, omdat ons liefhet en aanhou liefhet, soos wat God ons liefhet. Onthou, ons moet gaan, en ons moet elke dag daarna strewe om meer en meer te wees soos wat Jesus was. En Jesus was net vol liefde, hy het vergewe en weer gedoen, en hy het vergewe. En Jesus het nie geoordeel nie, al was dit sy reg. Hy het weer van vooraf probeer. Nog 'n kans. Nog een keer. En elke dag is vir ons 'n nuwe kans. Elke oggend as die Here vir ons wakker maak, het ons 'n nuwe kans. 'n nuwe kans om oor te begin. 'n nuwe kans om weer van vooraf aan ons heiligmaking te werk. Maar ons moet onthou, ons moet 'n tuiste wees vir die Heilige Gees. En om 'n tuiste te wees vir die Heilige Gees beteken dat ons vir ander mense moet lief hê, want dit is een van die groot gebooie in die woord van God. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ons eie ek is nog baie keer so groot dat ons vergeet ons moet mekaar lief hê en aanhou lief hê. Maak nie saak hoeveel oortredings ons het nie. Maak nie saak hoeveel foute ons maak nie. Ryan sou nie vanoggend gedoop gewees het as ek nie vir hom lief was nie, want ek sou vir hom lankal 'n ander plek toe gestuur het, want hy was moeilik om groot te maak. Julle verstaan nie so lekker nie. Julle kan vir Jaco eendag vra agter my rug. Om vir Ryan te kry tot waar hy vanoggend gestaan het, het baie bid en baie liefde gekos. Maar vanoggend is hy gedoop. Hoekom? Want Adriana hulle en Jaco hulle en ons almal was lief vir hom. Ons het oor sy foute, deur sy foute saam met hom gegaan met liefde. So al boodskap wat ek vanaand vir julle het, is asseblief, wees net vir die ou langs jou lief. Maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak wat sy foute is nie. En ja, ons almal het foute en ja, partysin is bietjie erger as andersin, maar just love. Love and love some more, soos wat ek vir julle is, né? Plenty love.
Okay, julle, dis my boodskap vir julle is liefde en ek hoop julle gaan dit uitlewe. Kom ons bid saam. Opgestane Here, baie, baie dankie vir die versekering dat wanneer ons aan U vashou en met U op regte verhouding het, Here, dat ons die weg na die ewige lewe sal kry. Here, lei vir ons deur U Gees tot die eerlike en 'n praktiese geloof, wat ons onlosmaakbaar sal koppel aan Jesus Christus. Here, ons wil so graag hierdie hoop van vervulde begeertes in ons harte ervaar, Here. Help ons om te weet, Here, dat ons weet dat U beloftes nooit leeg is nie. Skryf dit asseblief op die kliptafels van ons harte, Here. Help ons ook asseblief om deur die Heilige Gees in ons geesteslewe in liefde te groei, Vader. Nie dit wat mense vir ons sê nie, want Vader, ons weet diep in ons harte dat al manier om tussen die goeie en die minder goeie te kan onderskei, lê in die liefde van God. Net U waarheid, Here, dis al wat ons kan help onderskei. In eerlikheid kan ons hier voor U sê, Here, U weet alles en U weet dat elkeen van ons op ons menslike wy vir U lief is, Here. Maar U het vir ons oneindig lief, Here, van die begin af, van voor alle tye. Dankie vir die belofte van 'n kragtige hiernamaals, Here, Here, waar alles mooi sal wees en almal weer volmaak sal wees. Opgestane Jesus, ons wil vir U ook baie dankie sê vir die voorreg om saam met U deur die Heilige Gees se pad te stap. Maar U, o Heilige Gees, U ken elke hart, elke nood, elke seer, elke begeerte en elke siekte. En daarvoor wil ons net kom dankie sê, Here, want ons weet dat U way the perfect way is. Dankie weer eens, Here Jesus Christus, vir U offer, vir die bloed wat vir ons skoon kom was het, Here, en vir bevryding. Ons vra al hierdie dinge en ons dankie vir al hierdie dinge, Here Jesus, nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar omdat Jesus Christus ons verlosser en saligmaker is. Amen.